'n mens vrees altyd as jy 'n boodskap kry van 'n goeie vriendin af en as jy begin lees iets van 'n stroke. Nou dit is wat Sondag gebeur het toe Annemarie my laat weet het sy het gelaatsverlamming in haar gesig wat blykbaar genoem word, die Engelse woord is Bell's palsy. Annemarie, kan jy net vir ons asseblief verduidelik wat het gebeur, want ek het letterlik my gat afgeskrik toe ek daai WhatsApp van jou afkry. Ja, ek het in paniek ingegaan, maar ek het jou nou gister gesien. Jy is soos altyd vrolik oor alles, okay? En jy vat alles positief aan. Kan jy net vir my asseblief verduidelik wat het gebeur en ja, kan jy my net verduidelik wat het gebeur asseblief? Of vir die kyker? So, wat gebeur het is ek het aan die stort geklim en ek het uitgeklim en ek het my gesig teruggemaak en ek dink nou twyfel ek aan myself, ek het my vinger in my oog gedruk. En met die toe vee ek my oog uit en ek doen dit weer en my oog word toe verskriklik seer. En ek trek aan en ek gaan na my dokter toe en ek sê vir my oog, ek dink daar's 'n haar, ek het my haar ingedruk, my oog is baie seer. En sy kyk en sy sê nee, daar gebeur niks, nee, dis fyn. En ek gaan terug badkamer toe en ek trek my hemp aan en met die kom my ander dokter, hulle kom vanmiddag ete. Kom hier aan en toe sy my sien, toe sê sy, dis 5 minute. Dis regtig 5 minute. Sy sê vir my, wat gaan aan? My mond is skeef. Ek sê nee man, dis my oog. Sy sê nee maar, jou mond is skeef. En ek gaan toe kamer toe en bekyk myself, maar ek het tog nie gesien nie. En toe dink ek dalk, ek dink toe stroke. Ek gedoel toe ek sien dit is die simptome, maar my mond lyk nie vir my skeef nie, maar toe onthou ek in my klas, op die stadium het hulle gesê, jy moet smile. En as jou mond dan skeef as jy smile, dan is dit 'n teken van 'n stroke. So ek kyk vir my speel en ek smile, ek skrik my dood, want my smile lyk toe so, maar nie so erg soos nou nie, maar die skeef, my mond hang. En ons het dadelik emergency room toe gegaan, en die eerste wat hulle van gevra het jy hoofpyn? Is jy confused? Ek het niks van dit gehad nie, ek het net 'n drooping mouth gehad. En maar dadelik, die dokter was so deeglik my wil gee, wil ek moet jou sê, hulle was fantasties. MRI, EKG, allerhande toetse gedoen, lig jou arms op, vra, weet, en toe dit in bloedtoetse gedoen, en toe die toetse terugkom, toe sê hulle, nee, dit is glad nie 'n stroke, dit is definitief Bell's palsy. Bell's palsy is deel van die herpesvirus, en ek het lank terug, met al my trauma het ek shingles gekry, so ek het obviously daai virus in my. En dit het maar nou net, en ek kan ook nie sê hoe dit geactiveer word, dit het maar nou net uitgekom. En gelukkig is Bell's palsy nie permanente ding nie. Dit verbeter, maar die ding is jy moet vinnig begin. Dit is die beste wat jy kan doen, is gaan dadelik dokter toe, onmiddellik. Want hulle kortison gee, antibiotika, ek moet 'n bietjie facial oefeninge doen om jou spiere weer in gang te kry, maar dit word erger. So gisteroggend ek opstaan, het ek so begin lyk, en ek kon sekere woorde nie sê nie, so ek kan nie sê, en ek sukkel met dit, ek kan nie sê, ek sê nie sê wat ek sê, maar ek kan sekere woorde, is my moeilik. Vanoggend kan ek nie woorde met 'n w sê, en 'n f, wat nie gister was. En my gesig word al hoe stywer. So jy sal sien my smile, ek kan glad nie hierdie kant, ek kan vir my gesig word stywer, ek kan nie my oog toemaak nie, hierdie oog kan nie heeltemal toe gaan nie, ek kan nie kyk as ek kan ek kan ook glad nie knip nie. So dis alles wat ek gelukkig spoor jy nie nou met enige iemand nie. Jy weet, dan gaan hy dink, die persoon knik vir my glad nie. Maar hoorie Annemarie, jy sien. Ja, so dit is mos wat gebeur. En dit is 'n herstelproses. Dit kan 'n week vat, dit kan 10 weke vat, dit kan 'n jaar vat, jy weet nie hoe lank gaan dit vat nie. Hoorie sommer, dit kyk, een wat ek love van jou is jy hanteer alles in die lewe baie positief, okay? Want ek weet jy het ook 'n rukkie terug op een van 'n radiostasie gepraat oor jou boek en jou verlede en al, jy weet, en ek weet jy het dit regtig gewaar. Jy het jou pakkie trauma al gehad, okay? So ek dink, hierdie ding wat met jou nou gebeur het, want ek weet nie of ek dit so goed sal hanteer soos jy nie. So kudos to you,
om dit so ongelooflik positief te hanteer. En gister toe ek by jou en jou dogter ook was, jy weet, julle maak grappies en al daai tipe ding, maar dit is eintlik 'n ernstige ding, want jy weet, baie mense sal onmiddellik hulle want dis iets wat iemand sien, dit vat in jou selfbeeld. So watter raad het jy vir iemand wat miskien dit het of al gehaat het of bang is daarvoor, het jy enige raad vir iemand, want dis wonderlik dat jy my wil, weet, dat jy ja gesê het vir 'n onderhoud, terwyl jy nou so lyk. Baie mense sal dit nie doen nie. Maar ek dink dit is belangrik dat mense weet, dit is nie 'n permanente ding nie. En dis hoe jy dit aanpak. Ek kan nou onder my wet gaan lê en skaam wees, maar hoekom? En mens moet praat daaroor, want mense weet nie wat dit is nie, hulle weet nie jy kan herstel nie. En soos jou geliefdes wil weet, hulle wil vra. So ek sê vir mense, ek wys hulle dit lyk, en mens moet nie geskok wees as mense jou sien nie, want mense sê, ek het nie dit verwag nie, maar dis okay, want as ek van myself speel, ek skrik ek myself elke keer. Ek laat nie so nie. Maar ek dink mens moet net, dis nie 'n permanente ding nie, dit kan herstel. Dis jou liggaam wat vir jou sê, miskien is jy nou 'n bietjie in 'n gestresse situasie, calm down. Kry dadelik hulp, maar ek dink die ding is, praat daaroor, educate yourself. Ek het nou baie opgelees daaroor, te sê, wat is dit, hoe gebeur dit, wat kan mens doen om dit beter te maak, jy kan facial oefeninge doen, jy moet rus, jy slaap nie invalide nie, so jy kan steeds, jy voel nie sleg nie, ek is net moeg, mens voel 'n bietjie moeg, as ek goed en voel, maar jy voel glad nie sleg nie, jy lyk net nie goed nie, my visie is bietjie, my oog brand, as ek dra oogklap, ek wil eintlik kan net ook wys, ek dra oogklap, my oog nie kan toemaak nie. Julle sal miskien dink, hoekom lag ek vir haar nou, want gister toe ek pa was, toe lag ons saam hieroor, maar ek het toestemming gevra of ons mag lag, want toe noem ek haar nou Kurtie, want Kurt Danner het ons bietjie gehad, seerower. Ek gaan haar nou nie seerower noem nie, so my nickname vir Annemarie right now is Kurtie. Maar hoorie, so my hart gaan so uit na jou toe, want dit lyk vir my seer, maar jy sê dit is nie seer nie. Dit is glad nie seer, dit is net baie gemaklik, daar's goed wat jy nie kan doen nie, so, ek kan nie my vinger aflek byvoorbeeld nie, ek kan nie tande vaste uitspoeg nie, ek kan nie, jy kan nie glo dat jy boos het tande, maar jy kan nie uitspoeg nie, want jy gebruik jou hele mond om dit uit te spoeg, maar besef dis nie, soos woorde kan ek nie sê nie, om te drink en te eet is moeilik, want jy gebruik jou hele mond, mens besef nie wat jy alles gebruik, weet hoe jou hele gesig saam, dit is eintlik so amazing om mekaar gesit, jou hele gesig saamwerk om dit te doen wat jy moet doen. Soos as jy eet en die kos is hier in my wang, ek kan dit nie uitkry nie. Jy kan dit nie met jou tong daar uit, want jou gesig werk saam met jou om dit. Dis net amazing wat alles gebeur. Ja. Wat jou dan beperk met sekere goed. Maar hoe kry jy dit uit jou mond uit? Hoe kry jy dit dan uit jou mond uit? So jy kan alweer gaan jy na een kant toe. Skuif dit maar, ek haal dit maar met die hand so, of ek druk my vinger in. Jy weet wat dit net. Maar in my kop, ek sê dit is nie 'n permanente ding nie. En ek glo mos, as jy positief is, goed, gaan dit ook vinniger herstel. Ja. Want as jy nou negatief is, dan jy stop jou herstel, dis wat ek glo. So Ek stem nogal saam met jou oor die positiewe attitude op daaroor, want soos jy gister nog gesê het, lag eerder sodat jou lagspiere werk, as wat jy spiergat as oor en geen spier in jou gesig reg werk nie. Jou frons het anyway, nee, ek hoor nogal wat jy sê. Maar dit is regtig nogal dit is 'n skrik. En wat sê nog hulle sê nogal vir jou herstel, moet jy lag. Jy moet ook woorde uitspreek, want jy gebruik jou mond, jou gesig, jou wange. Want alles hier is tyd. Ek kan glad nie, ek kan glad nie hier in jou oor. Dit lyk of 'n by jou gesteek het. 'n Paar bye. Ja. Dit lyk so. Jy's definitief allergies vir 'n by. Wat jy kan sê, vat dit net as 'n positiewe ding. En moenie skaam wees nie. As ek nou uitgaan, sal ek 'n maskertjie opsit. Weet as ek nou van mense, as jy hallo, skrik nogal as jy so sien. Ja. Maar dit is 'n ding wat gebeur en ons kan dit herstel. Dit is die belangrikste van alles.
Ja. Dit kan dus nie 'n permanente ding nie. Jy weet Maar Annemarie, jy nou, moet dadelik opstaan. ja, maar jy sê nou so waar ding, want ek het altyd wat ek het mos hierdie vitiligo. En ek sê altyd vir mense, ek vat dit net en dit is die attitude wat ek van jou af kry, né? Daar's mense wat nou in die hospitale lê wat besig is om dood te gaan, wat dalk dan net 'n vonnis gekry het om te hoor hulle het sopas kanker of jy weet hulle het net 4 dae oor om te lewe. So daar's regtig waar groter probleme wat met mense gebeur. En ek dink dit is hoekom dit jou ook reg, jy weet, of hoekom jy dit reg kry om so positief te dink, want jy's 'n baie realistiese mens, jy weet, so well done. Ons nou 'n paar op my keel. Ja, en ek neem ook elke dag 'n foto sodat ek dit kan dokumenteer. Ek hou daarvan ook wat ek kan doen, wat ek besef ek kan nie doen nie, wat ek besef ek kan doen. Ek dink dis belangrik dat mense kan educate om te sê dit is die proses waardeur dit gaan. En dis hoe die herstel werk en te kyk hoe dit gebeur het, hoe dit gister gelyk het, hoe dit vandag lyk en tot op die ou end wat dit herstel het. En dat ek beter kan praat. So ek sal elke dag kyk watter woorde is my moeiliker of makliker. Ja, dit is fantasties. Ek het nou 'n paar aan die keel. Ek gaan nou aflei. Ek wil net sê baie dankie vir jou courage om hierdie journey te deel. Oh my genade, gelukkig weet my followers, ek so mal soos 'n haas. So, ek gaan hierdie stuk nie eens uit. Maar nee, hoorie so, ek wens jou al die sterkte toe, baie regtig waar sterkte toe, vat dit rustig, kyk na jouself en don't stop laughing. Nee, baie dankie Leilani vir jou dat jy my gun op jou platform te praat hieroor, want ek dink dit is belangrik. Ons moet weet wat gebeur. En die belangrikste ding is kry dadelik hulp en lag vir jouself. Ja.